Goeiemôre, goeiedag. Ja, hier by my is dit vroegoggend. My naam is Christenel. Baie van julle ken my. Ons bediening en webblaaie is nuwewyn.co.za. Ja, en hy het ook 'n Engelse weergawe, new-wine.co.za. Maar ek wil graag in Afrikaans bedien. Ja, wat sal jy doen as die Here skielik vir jou 'n gemeente en 'n sendingveld gee van meer as 500.000 mense? Dis wat met my gebeur het. Ek is aangestel as die kapelaan, provinsiale kapelaan van die hele provinsie van die Wes-Kaap, van alle militêre veterane en die hoof van hulpdienste. En ek moes skielik voor die Here gaan sit en by hom uitvind, maar hoe bedien 'n mens soveel mense effektief? En ek het net beleef, een vir een, familie na familie. En dis waarom ek vanoggend net hierdie klein videoetjie maak. Ek voel ek het 'n woord van die Here vir jou en vir jou geliefdes. Ek het elke oggend 'n roetine waarmee ek elke dag begin. Ek sê dit gewoonlik so, ek sê ek wil op 'n goeie plek begin. Ek is God se kind. Ek glo in Jesus as my Here en Verlosser. Volgens die woord en volgens die beloftes van die Here woon die lewende God deur die Heilige Gees, deur God die Gees, binne in my lyf. Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is deel van my roetine om myself te herinner daaraan dat die lewende God, Jesus, die koning van alle konings, deur die Heilige Gees in my woon, by my is, dat ek in sy teenwoordigheid hierdie dag kan begin. En daarom staan ek elke oggend op en ek doen 'n paar fisiese oefeninge, want ek het so 'n bietjie rugbeserings opgedoen jare gelede, ou rugbybeserings, en ek het nodig om elke dag my lyf wakker te maak, sodat ek nie iets seer maak nie. En dan gaan staan ek buite, daar met die eerste lig, wanneer die dag breek, en ek haal 'n bietjie asem. Ja, daar in Psalm 46 is daar 'n vers wat sê, bedaar, raak stil, en weet, ervaar, dat ek die Here is. En dis waarom ek myself herinner, terwyl ek asemhaal daar buite. Diep in, uit. In, uit. Ja, dis ook myself herinner. Dit herinner my aan die diafragma asemhaling wat ons geleer het vir die leerlingvlieëniers net vir 3 maande, net voordat hulle op hulle eerste solo vlug gaan. Want ons weet, daai dag, wat daai jong vlieënier in daai vliegtuig klim, maar hierdie keer sonder sy instrukteur. En hy gaan miskien heel rustig opstyg, maar daar ergens bo in die lug, alleen, gaan hy ontdek, hy's alleen. Of hy gaan dink hy's alleen. En is daar wat hy nodig het om, wat ons noem diafragma asemhaling te doen. Lekker rustig asem in te trek, so vir 3, 4, 5 tellings, vashou so vir 3 tellings, en stadig uit te blaas vir 8 tellings. En weer 'n keer dit te doen. 5 tellings in, te hou, 3 tellings stadig uit te blaas vir 8 tellings. En miskien nog 'n keer, so 3 keer. En op daai manier sê daai leerling vlieënier vir daai gedeelte van sy lyf, daai deel van sy brein, wat dink dat hy hier in lewensgevaar is, dat hy hier alleen is, sê vir daai deel van die brein, nee, bedaar maar, raak stil. Kom tot rus. Ek is nie in gevaar nie. En dis waarom ek myself elke dag herinner as God se kind.
Ek is nie in gevaar nie. Ek is nie alleen nie. Daar in Hebreërs sê die Here, beloof die Here, ek is by jou. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie alleen laat nie. Ek wil afsluit met 'n gedeelte daar uit Psalm 91. Daarom sê ek elke oggend vir myself, daar, nadat ek tot rus gekom het. Dit wat Psalm 91 sê, vers 1 en 2. En dis dan maar my eie woorde. Ek herinner myself, ek sê vir myself, kom ons gaan sit in die skaduwee van die Allerhoogste. En ons geniet die beskerming en die teenwoordigheid van hom as die Almagtige. Hoor jy die woorde? Jou God, jou Vader, is die Allerhoogste. Die een bo alle mag. Maar hy is ook die Almagtige, tot alles in staat. Niks is vir hom onmoontlik nie. Daarom wil ek jou vandag herinner, jy is nie alleen nie. As kind van die lewende God, is die lewende God as die Allerhoogste, as die Almagtige, daar by jou. In jou, hy woon in jou deur sy Gees. Ervaar dit, beleef dit. Sit net so 'n oombliekie stil, as dit nodig is, raak stil, bedaar. As jou hele lyf en jou brein en alles skreeu en sê, nee, dis nie waar nie. Haal 'n bietjie asem. Haal 'n bietjie rustig, diep asem. Dan stadig uit 8 tellings. Doen dit nog so 1 of 2 keer, sodat jy nodig het. Terwyl jy jouself herinner, ek is nie alleen nie. My God, wat nie kan lieg nie, beloof in sy woord my, ek is by jou. Ek sal jou nie verlaat nie, en ek sal jou nie in die steek laat nie. Hy wat sit in die skaduwee van die Allerhoogste, sal die beskerming van hierdie God as die Almagtige geniet. En daar in sy teenwoordigheid, terwyl jy dit regtig aan jou lyf voel, ervaar, gaan jy sy teenwoordigheid, sy beskerming geniet, ervaar. Gaan jy beleef hoe jy jou vat, as jy tot die garring kom, na 'n veilige, rustige plek, waar jy weer veilig voel, waar jy weer vrede gaan beleef. En daar gaan jy weer om in die oë kan kyk en vir hom kan sê, Here, ek kies om U te vertrou as my God. Ook in hierdie dag. Miskien het jy vandag groot behoeftes aan baie dinge, wat regtig vir jou uitdagend is. Want ek wil jou uitnooi met die woorde daar van Filippense 4. Moet jou nie oor hierdie dinge bekommer nie. Maar maak jou begeertes, jou behoeftes, met gebed, bedauer en smeeking. En as jy nodig om uit te roep na God en te smeek, dan doen jy dit. Dan sê jy vir hom, regtig met emosie en met gevoel, wat jy van hom nodig het vandag. Hy is mos daar by jou. En dan, soos wat hy vir ons leer daar in Filippense 4, dan sê hy vir hom byvoorbeeld dankie. Want
Hy sê in sy woord, as jy na hom roep, as jy vir hom vra, sal hy gee. As jy kom in die naam van Jesus, en jy vra daai dinge wat jy weet wat in God se hart is, vir jou en vir jou geliefdes, dan sê hy vir jou, hy sal dit vir jou gee. Hy het gehoor. Daarom kan jy om, soos Filippense 4 sê, by voorbaat dankie sê. Dankie Here, dankie dat U gehoor het. Dankie dat ek dit in U hande kan los vandag. Ek het nie meer oplossings nie. Hierdie ding is vir my te groot. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek het nie meer planne nie. Maar ek kom vandag en ek kies om U te vertrou. Ek kies om U te vertrou. Vandag. En sê Filippense 4, en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou sinne, jou gedagtes, daai brein van jou wat so besig is, wat dink jy is heeltyd in gevaar, daar gaan 'n vrede oor jou kom, wat eintlik onverstaanbaar is. Onverstaanbaar. Mag jy dit ook vandag belewe. En wil jy nie sommer kies om hierdie kort oefeningkie deel te maak van jou daaglikse dissiplines. Op 'n tyd wat jou pas. Vir my pas dit vroeg in die oggend. Wanneer almal nog tot slaap. Ek groet vir jou. Totsiens.